Ons loof U en ons prys U, Here. U is die begin en die einde, die Alfa en die Omega. En ons vra, Here, dat U nou in ons midde sal wees, dat U hierdie erediens sal seën. Ons vra dat U die hand van beskerming oor ons gemeente sal hou, dat U hierdie gemeente oorvloedig sal seën, Here. Seën asseblief nou hierdie boodskap. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U groot genade. Amen. Goed, nou kan al die kinders vorentoe kom. Kom Simonai, jy hoef nie so rond te kyk nie. Kom, ja, kom sussie, kom. Hallo jong, hallo. Kom staan julle so hier agter. Dankie hoor. Sê my eers, hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? Is dit? Hou julle nou vakansie? Ja. Dis lekker, né? En die vakansie het nou net begin, as julle al moeg op vakansie gehou? Nog nie. Die mens word nooit moeg vir vakansie hou nie, né? Kom ek vertel julle gou 'n storie. Ken julle nog ons 3 maats? Ja. Wie's die? Wat is dit? 'n Possum. Nee. Wat is die possum se naam? Pontius. En hierdie wie's dit? Karel, die Kia. En daai ene daar op die punt? Dis 'n uil, ja. Wat is die uil se naam? Ollie die uil, ja. Nou kom ek vertel julle gou 'n storie, né? Hierdie week, Woensdag, toe kom Karel daar by die skool aan. Baie trots op homself. Man, hy is so gelukkig. En die ander twee kyk kom so, sê vir hom, nou, as jy so opgewonde is, wat gaan aan? Hy sê, nee man, gisteraand, toe sal klop aan die deur. Okay. Toe gemaak ek die deur oop, en raai wie staan voor die deur? Oupa en ouma. Hulle het kom kuier van Waikanae af. Weet julle waar is Waikanae? Dis daar naby Wellington. Twee kant, nou is ver. Toe het hulle kom kuier. En raai wat? Toe bring hulle vir Karel hulle persientjie saam, vir hom en sy sussie. Geef hulle persientjie. En sê, dankie oupa, dankie ouma. Groot druk, né? Groot vet druk, so. Ja. Dan kom ek vertel julle nou van 'n ander ene. Jesus het ook gesê, ek staan by die deur en ek klop. En as jy jou deur oopmaak en my innooi, dan sal ek inkom. En dan sal ons saam eet. Ons sal saam fees hou. Weet julle waar in die Bybel staan dit? In Openbaring 3 vers 20. Dis wat daar staan. En netlik julle dit onthou, het ek vir julle ook 'n persentjie elkeen. Nee, hierso. Daar's vir jou enetjie. Daar's vir jou ene. Daar's vir jou ene. Daar's vir jou ene. 1% vir jou. 1 vir jou. 1 vir jou. En 1 vir jou. Nou kan jy dit langs jou bed neersit. En dan onthou jy, die Here staan by jou hart se deur en hy klop. En hy wil graag inkom. Nou kan jy huis toe gaan en hom mooi inkleer soos hierdie ene. OK. Of jy kan hom net so hou ook, maak nie saak nie. Solank jy dit net onthou. OK, sal julle dit onthou? Nooit vergeet nie. Ek staan net gou so dan bid ons saam vir julle. Ons almagtige God en hemelse Vader, baie dankie vir elkeen van hierdie kinders. Ons loof U en ons prys U vir hulle. Dit is vir ons wonderlik dat hulle saam kerk toe kom, dat hulle saam met ons aanbid, dat hulle aan ons kerk behoort. En ons vra Here dat U elkeen sal seën. Wil U hulle behoed en bewaar in hulle lewe, dat hulle altyd naby U sal bly, dat hulle sal weet, U is by hulle,
en U versterk hulle en U vertroos hulle, selfs in die tye van swaar kry. Ons vra dit, Here, nie omdat ons dit verdien of omdat hulle dit verdien nie, maar alleen uit U groot en wonderlike genade. Amen. Dan kan julle maar weer gaan sit, dankie julle hoor. Goed, nou kan die groot mense ook die preek verstaan. Met die wêreldgebeure die afgelope tyd is daar weer eens 'n oplewing in die teorie dat ons nou in die eindtye lewe en dat die wederkoms van Christus is op hande. Ek sien nou die dag 'n nuusopskrif wat lees: Biblical prophecy, Christian nationalists pushing Trump to usher in the end times. Asof dit nou vir mense moontlik sal wees om die eindtyd te initieer. Mense spekuleer oor die presiese verloop van omstandighede in die Midde-Ooste. Wat gebeur het, wat besig is om te gebeur, en dan maak hulle vooruitskattings van wat nou volgende gaan gebeur. Daar gaan glo nou 'n kernoorlog wees. En nog 'n paar ander gruisame dinge gaan gebeur. En dan gaan Jesus op die wolke kom, en dan is dit die einde van die wêreld. En dit gaan alles binne die volgende 2 tot 5 jaar gebeur, of hoeveel ook al. Alles gebaseer op die beskrywings wat ons in die boek Openbaring in die Bybel kry. Nou, Openbaring is 'n baie interessante boek. Dit is 'n apokaliptiese boek. Wat beteken dit? Apokaliptiks is 'n Griekse woord wat beteken bekendmaking of openbaring. Let wel, dis nie 'n geskrif wat vir ons voorspel wanneer die eindtyd aangebreek het of gaan aanbreek nie. Oor die afgelope 2000 jaar was daar verskeie tydvakke gewees waar die mense gedink het die eindtyd is op hande, en dit gebaseer op die wêreldgebeure van die dag. So ook in die laaste paar dae. Maar Openbaring is allermins 'n waarsêersboek. Dit skets wel vir ons 'n prent van uiterste beproewing en swaar kry wat Christene gaan ondervind in die laaste dae. En baie Christene het dit reeds deur die eeue ondervind. En baie Christene ondervind dit vandag ook. Maar dit sê definitief nie vir ons wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Apokaliptiek is 'n skryfwyse wat dikwels in die tye van uiterste vervolging van die gelowiges gebruik was in die vroeë tyd van die kerk. Juis om die gelowiges wat swaar kry te vertroos. Hulle het geglo dat hulle in die eindtyd leef en dat God hulle spoedig van hulle aardse lyding gaan kom verlos. Die boeke Daniël en Openbaring is uitstekende voorbeelde van apokaliptiese literatuur. Nou, kenmerkend van hierdie literatuur is die gebruik van simbole soos enaardige monsters, asook getalle soos 3, 7, 144.000, en dan ook geheime kodes, soos die syfer 666. Die gelowiges van daardie tyd het hierdie simbole, getalle en kodes verstaan en geweet wat daarmee bedoel word, en die nie-gelowiges het nie 'n idee gehad waarvan daar geskryf of gepraat word nie. Dit was dus 'n geheime skryftegniek wat die gelowiges destyds gebruik het. Omtrent alles in die boek Openbaring is in die vorm van beeldspraak. En ek herhaal weer, dit is definitief nie 'n voorspelling van wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Jesus het self in Markus 13 vers 32 gesê: "Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie, net die Vader. Pas op en wees waaksaam, want julle weet nie wanneer die vasgestelde tyd daar is nie." Die boek Openbaring kan in 4 hoofdele opgedeel word, naamlik die eerste deel handel oor die visioen van die Seun van die mens, dis nou Christus, tussen die 7 gemeentes van Asië. Hierdie visioen bestaan uit die visioen van die 7 goue kandelare
en 'n persoon soos die Seun van die Mens, wat tussen die 7 goue kandelare staan, as ook dan die briewe aan die 7 gemeentes. Hier is eintlik nie briewe as sulks nie, maar eerder een brief, waarin daar 'n boodskap vir elk van die 7 gemeentes is. Al die gemeentes het dus mekaar se boodskappe ook gesien, en dit het vir hulle ook iets beteken. Die tweede deel handel oor die visioen van die boekrol met die 7 seels, die 7 trompette, die 7 tekens en die 7 bakke. Die derde deel handel oor die wederkoms van Christus, dus die ruiter op die wit perd, en die voltooiing van hierdie tydvak of era. En die laaste deel van Openbaring handel dan oor die visioen van die nuwe hemel, die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. Nou vandag se boodskap handel oor die 7de brief soos opgeteken in Openbaring 3. Nou wanneer ons mooi na hierdie 7de brief kyk wat gerig is aan die gemeente in Laodicea, dan sien ons dat dit in 2 dele is. Die eerste deel handel daaroor dat God die gemeente daarvan beskuldig dat hulle onbruikbaar geraak het. En die tweede deel handel oor die troos en genade wat God vir hulle en dan ook vir ons aanbied. So kom ons lees saam. Openbaring 3 vers 14 tot 22. Skryf aan die boodskapper van die gemeente in Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Ek ken jou dade, dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud of warm? Maar omdat jy lauwarm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy sê, ek is ryk, ek het skatryk geword, en het aan niks gebrek nie. En nie besef, dat jy ellendig en bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak is nie. Raai ek jou aan om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees, en wit klere, sodat jy jou kan aantrek, en die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie, en salf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Diegene wat ek lief het, berispintig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Christus stel homself bekend as die outeur van die brief wanneer hy sê, dit sê die Amen, die getroue en ware getuie, die begin van God se skepping. Christus stel homself bekend as die Amen, met ander woorde die bevestiging van God se beloftes en as die ware getuie, wat beteken hy spreek met absolute waarheid en gesag. Die begin van die skepping dui op sy goddelike oorsprong en heerskappy oor alles. Uit hierdie teksgedeelte is dit duidelik dat Christus ongelukkig is met die gemeente, maar die teks raak eers interessant wanneer ons na die konteks van hierdie brief gaan kyk. Laodicea was een van die 7 gemeentes in Klein-Asië, in die suidweste van die huidige Turkye, soos daar op die kaart. Nou wat interessant is dat hulle water van 'n warmwaterbron afgekry het deur middel van 'n 10 km lang kanaal. Maar teen die tyd wat die water die stad bereik het, was dit nie meer warm nie, maar lauwarm. Ons kan dus verstaan dat Christus wil hê, hulle moet warm wees in hulle geloof, by wyse van Spreuke. Maar hoekom sou hy wou hê dat hulle ook koud kan wees? Dit is tog nie denkbaar, dat Christus sal verwag dat dit beter is as iemand koud is, in steede van lauwarm nie. Die antwoord lê nie daarin, in die parallel tussen die gemeente se geloof en die temperatuur van die water nie, maar wel tussen hulle geloof en die bruikbaarheid van die water. Die water was nie verfrissend koud nie, en ook nie lekker warm en genesend soos die van 'n warmwaterbron nie. En daarom was dit nie regtig bruikbaar vir die inwoners nie. Stel jouself voor, 'n glas lou warm water op 'n warm dag is definitief nie verfrissend nie. En lou water vir 'n koppie koffie gaan ook nie goed afgaan nie. Vandaar die parallel wat die brief trek tussen hulle geloof en die water. Die gemeente se geloof het afgestomp geraak en daarom was hulle nie meer bruikbaar vir Christus nie.
net soos die water wat hulle gekry het, tot so 'n mate, dat hulle vir Christus walg, en hy daarvan wil naar word. Dit is wat die oorspronklike Griekse woord beteken en wat hier gebruik is. Nou die volgende interessantheid is dat die stad hulle eie mediese skool gehad het. En hulle was daarvoor bekend dat hulle 'n goeie oogsalf ontwikkel het. Die bronne gee die naam van die oogsalf wat ek nie eens gaan probeer uitspreek nie, maar dit laat my dink aan terramycin wat ons altyd op die diere gebruik het. Verder was die stad baie welvarend, want hulle het 'n goeie inkomste gekry uit swart wol wat hulle van skape in die omgewing gekry het en wat dan op die mark in die stad verkoop is. Die stad was ook geleë op 'n hoofhandelsroete van Efese aan die Weskus na die binneland toe, soos die kaart vir ons wys. Gevolglik het dit ekonomies baie goed gegaan met die stad en sy inwoners. En dit maak die brief soveel meer ironies wanneer Christus sê, omdat jy sê ek is ryk, ek het skatryk geword en het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy elendig en bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak is nie. Nou hierdie stukkie van dat hulle skatryk is, maar naak is, laat 'n mens wonder of dit nie is waar die sprokiesverhaal van die keiser in sy kleed vandaan kom nie. In elk geval, ons lees verder vers 18. Omdat jy nie besef dat jy elendig en jammerenswaardig, brandarm, blind en naak is nie, raai ek jou aan om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan wees, en wit klere, sodat jy jou kan aantrek, en die skaamte van jou naaktheid nie sigbaar word nie, en salf om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Dink jouself in, hoe hierdie mense moes gevoel het toe hulle hierdie brief kry en dit lees. Hulle wat gedink het, hulle is skatryk, met hulle mooi swart wolklere en wêreldbekende oogsalf. Die brief sê indirek vir hulle, dat hulle besig is om hulle self te bedrieg. Hulle was op 'n baie gevaarlike plek van geestelike trots. Christus sê dat hulle gesuiwerde goud by hom moet koop. Nie net sommer gewone 9 karaat goud nie, maar gesuiwerde 24 karaat goud, as ons dit nou in vandag se terme moet stel. Nou moet ons net eers gou gaan kyk, hoe word goud gesuiwer in daai tyd? So wanneer goud in die antieke tyd gemyn was, is die erts vergrys en dan is die goudstof gesmelt. En wanneer dit dan afgekoel het, het daar 'n klomp onsuiverhede wat geoksideer het, na die oppervlak toe opgestyg en die swaar goud het ondergebly. Nou kon al die onsuiverhede, die dros, afgeskep word en die suiwer goud het dan agtergebly. Dit was dus 'n baie intense proses. Christus bied 3 dinge vir die gemeente aan. Eerste ding is goud, ware rykdom, in ander woorde geloof wat deur vuur gelouter is, wit klere, reinheid en geregtigheid, 'n onbevlekte lewe, en oogsalf, geestelike insig. Ironies, want Laodicea was beroemd vir hulle mediese oogsalf. En dit bring ons by vers 19. Diegene wat ek lief het, berusp en tug ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Christus se vermaning kom nie uit woede uit nie, maar uit liefde. Dis 'n uitnodiging tot bekering en herstel. Die gemeente in Laodicea was nie meer bruikbaar vir Christus nie, want hulle het te gemaklik geraak in hulle materiële voorspoed. So wat sê hierdie brief vandag vir jou en vir my? Is ons as gemeente nog bruikbaar vir Christus? Is ek as individu nog bruikbaar vir Christus? Of gaan dit ook so goed met my, dat ek nie meer vir God nodig het nie, en gevolglik ook nie meer bruikbaar is in sy koninkryk nie? Ons moet ook soms deur 'n smeltkroes gaan, sodat die onsuiverhede in ons lewens na die oppervlakte kan kom, om deur Christus afgeskep te word, en ons geloof daardeur gesuiwer kan word.
En dit bring ons by die tweede en die belangrikste deel van die teks. Kom ons lees saam vanaf vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my. Wie oorwin, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos wat ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Vers 20 is 'n oop uitnodiging en is seker die tweede mees bekende teksvers in die Bybel, na Johannes 3 vers 16 tot 18 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. En Openbaring 3 vers 20 is ook net so vertroostend. Christus is buite die gemeente van Laodicea, maar hy klop nog steeds aan hulle deur. Dit is 'n persoonlike uitnodiging. As iemand hom innooi, sal hy ingaan by daardie persoon. Om te dink dat Christus vra om in elkeen van ons se lewens in te kom, is net ongelooflik wonderlik. Vers 21 is 'n belofte. Wie oorwin, sal ek saam met my op my troon laat sit. Nou wat is die oorwinning waarvan hier gepraat word? Dit is die oorwinning wat ons behaal aan die einde van ons lewe, of dan met Christus se wederkoms, watter ene ook al eers te kom. Oorwin ons altyd, elke dag? Beslis nie, ten minste nie ek nie. Ons struikel gereeld in ons geloof en in ons optrede. Maar om dit nou in militêre terme te stel, ons kan miskien so nou en dan die slag verloor, maar ons sal nog steeds die oorlog wen. Toe ek vers 21 gelees het, het ek onwillekeurig gedink aan 'n keer toe ek na die tenniswedstryd op televisie gekyk het. Reën het die spel onderbreek en Novak Djokovic het langs die baan gesit met 'n jong seun wat agter hom staan met 'n sambreel wat hy vashou. En Novak nooi hom toe om langs hom te kom sit. En hy vat die sambreel by hom, by die seun, en hy begin met hom gesels. En hy gee selfs hom 'n bottel water. Hy vat die bottel water, maak hom oop, gee vir die seun. Nou hierdie gebaar van die tenniskoning het wêreldwyd nuus gemaak. Dit moes geweldig baie vir daardie jong seun beteken het. En ek stel myself voor, hoeveel groter die oomblik vir my sal wees indien Christus vir my sou nooi om langs hom op sy troon te kom sit. Ek kan my dit self nie eers indink nie. Christus gee vir die gemeente in Laodicea die geleentheid om te gaan van 'n posisie waar hulle uitgespoeg sou word, na 'n verhoogde posisie waar hulle saam met die hemelse koning kan feesmaal vier. Nou hierdie teks nooi jou ook uit om die deur vir Christus oop te maak en om in jou lewe in te nooi, as jy dit nog nie gedoen het nie. En as jy dit al gedoen het, is hierdie teks 'n bemoediging om sterk te staan in die stryd en om nie weggetrek te word deur die weelde van die moderne lewe nie, sodat jy kan voortgaan om 'n positiewe verskil, nie net in hierdie gemeente nie, maar in God se koninkryk te maak. Amen. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons moet vandag bely dat so baie keer faal ons en ons raak so verstrengel in ons aardse besittings en ons aardse rykdom en ons aardse bestaan, dat ons oog verloor van u lewenslange en die lewe wat u vir ons bied in die hiernamaals, en die koninkryk waarin ons gaan leef. Here, vergewe ons asseblief daarvoor. Lei en behoed en bewaar ons asseblief, dat ons nie ons oog van u sal afhaal nie, dat ons altyd naby u sal bly, dat ons u altyd sal heilig
dat ons U altyd sal loof en prys, dat U altyd in ons lewens sal hou. Ons vra Here, behoed en bewaar ons asseblief deur hierdie week, wat voorlê. Wil U met elkeen van ons wees? Wil U elkeen van ons gemeentelede seën, Here? Wil U wees met die mense wat op die oomblik deur 'n swaar tyd gaan? Dink aan die mense wat familie en vriende aan die dood afgestaan het. Wil U met hulle wees? Wil U hulle vertroos, Here? Wil U hulle versterk? Ons vra hierdie dinge alles, nie omdat ons dit verdien nie, of omdat ons iets kan doen om dit te verdien nie, maar alleen uit die groot genade. Amen.